Kyk selfs die nagtelike soeie, vertel die ou verhaal. Kersfees kom, Kersfees. As hy, goeiemôre julle almal. Baie welkom by vanoggend se erediens. Ek dink dit gebeur altyd spontaan, maar dit is tog baie spesiaal. Julle weet so rukkie terug het ons die wending geneem van Epifanie, waar ons baie gepraat het oor die leer en die lewe van Jesus, nou na lydenstyd toe. Soos wat die seisoen verander in die klimaat, so verander die seisoen ook op 'n geestelike noot. En die kategees het nou laasweek reeds gesluit en mens voel amper so 'n bietjie 'n stilte wat daal. En ek dink altyd dis die spesiale tyd van die jaar, want dit is so half of daar 'n bietjie 'n geestelike rustigheid ook in 'n ou se gemoed inkom. En daarom sê ek vir julle baie welkom by vanoggend se erediens. Ons gaan ouer gewoonte begin met bietjie voorsang. En julle sal sien al die liede het meer 'n aanbiddende karakter en daarom is ons dankbaar vir ons wonderlike musiekbegeleiers. En hulle sal ons dan lei, so word so 'n bietjie rustig in jou hart, jy as gesin saam mekaar, miskien sit jou kinders by jou, ervaar die nabyheid en beleef ook hulle teenwoordigheid. Kom ons sit net so by mekaar en kom ons begin dan in aanbidding tot eer van die Here. Die almag blink en maak
skepping sing vir my gewone sterfling. Die Skepper God se liefdeslied weer klink in my. Ek sien die kruis, ek volg die spoor na Golgotha. Ek sien die kroon, die dorens wat die dra. Ek kniel hier neer op nederig en dankbaar. Vergifnis vir my sonde skuld te vra. Ek ken die kruis, ek ken die man van smarte. Ek voel die pyn, die liefdesbloed bevry. En van die kruis uit op die styg die note. Die lam van God se liefdeslied weer klink in my. Wat is die mens dat die oorlog sal glimlag? En wie is ek dat die vir my sou kom? Hoe groot die liefde, grenslose genade. Die lam van God se liefdeslied weer klink in my. Hoe groot die liefde, grenslose genade. Die lam van God se liefdeslied weer klink in my. Van krib tot kruis weer klink die liefdeslied in my. Hoër as die hemel, dieper as die see, wyer as die heelal, die mens en al sy weer, groter as die skepping, kosbaar baie meer, onverdiend en ewig, is die liefde van die Heer. Hy is koning, grote koning, God van mag en krag, God van woord en daad. Prys die koning, grote koning, God van son en reën, God van sorg en seën, hy regeer. Groter as die mensdom se kennis en verstand, meer as al die sterre, ontelbaar soos die sand. Hoër as die berge en groter as 'n meer, ver bo ons gedagtes is die liefde van die Heer. Hy is koning, grote koning, God van mag en krag, God van woord en daad. Prys die koning, grote koning, God van son en reën, God van sorg en seën, hy regeer. As hy, nou kan ons mekaar weer groet vanoggend en net goeiemôre sê. Ek het julle al gegroet, maar sê daarom net so vinnig daar vir die mense links en regs, voor en agter jou goeiemôre.
As jy hulle ken, mag jy gou hoor hoe dit gaan, en as jy hulle nie ken nie, hoor gerus bietjie wie hulle is. Terwyl julle mekaar groet, sê ons ook vir julle wat inskakel môre. Ons hoor altyd van julle, is lekker om te sien julle saamgesels. Julle kan gerus daar in die comments afdeling laat weet hoe dit gaan. Ek weet Derek laat ons altyd weet. As ouer gewoonte so 'n bietjie administratiewe en bedieningsafkondigings. Ons is tog 'n gemeente, nie net op 'n Sondagoggend nie, ons is 'n kerk hopelik van Maandag tot Maandag. En daarom wil ons ook net by mekaar inloer. Die dankoffers vanoggend wat ons inneem, gee ons vir Operation Healing Hands. Dis ons groot netwerkvernoot. Ons wil ook glo in hierdie dag en era nog steeds is die kerk ook betrokke by genesing en waar mense gesond word. Dis eintlik net die Here wat genesing kan bewerk. Natuurlik gebruik hy dokters en dis hoekom dit vir ons lekker is om met dokter Bason hulle hande te vat in die wonderlike werk wat hulle doen. So as jy bietjie meer inligting soek, jy kan sommer op jou foon intik Operation Healing Hands. Dan kan jy sien wat se werk hulle doen en ons gemeente dra by tot hulle diens. By bedieninge is daar dan eintlik 'n paar belangrike afkondigings. Die eerste ene kom van Lise hulle af. Ons wil bietjie hierdie jaar ook moeite doen met ons tieners. Ons weet ouma spoeg en plak en die junior kategese, hulle is sommer lekker besig en daar's baie vir die kinders om te doen. Ek weet die kinders voel tuis in die kerk, maar ons is altyd so bietjie besorgd oor ons tieners. As 'n mens kyk, hulle met hulle oorfone op, hulle lyk altyd asof kerk vir hulle baie harde werk is. So ons wil daarom net vir hulle ook sê, hulle maak vir ons baie saak en hulle is natuurlik deel van die gemeenskap van geloof. So ons wil so deur die jare 'n paar geleenthede skep waar die tieners saam kan kuier, waar dit ook op hulle vlak regtig vir hulle lekker is om die Here te aanbid. En nou Woensdag aan die 26ste Maart het ons so 'n geleentheid dan nou eintlik vir die tieners en jong volwassenes. Dit is so van 5:00 af en Lise gee my haar woord, sy beloof 9:00 is hulle klaar, so dan kan die ouers hulle weer kom haal. Hulle gaan twee dinge doen, hulle gaan bietjie saam 'n fliek aand hou en hulle gaan praise and worship hê. So dit is baie informeel, maar dit is net 'n geleentheid waar die tieners bymekaar is. So as jy wil weet wie die kategorie is, dis so vir definitief al die hoërskooljeug, maar dan ook vir die mense tot so 25. Sy het vir my gesê as jy 26 is, dan mis jy die afsny. So jy moet of 25 en jonger wees, anders mag jy nie kom nie. Maar ek weet hulle gaan lekker kuier. So as jy meer inligting soek, Lise, jy kan dalk net so vinnig opstaan, dan kan hulle vir jou vra, dan weet hulle met wie om te praat. En dan wil ek net 'n afkondiging maak vir die mense wat gewoonlik die aanddiens bywoon. Ons sou vanaand so saam met mekaar 'n bietjie nagmaal gevier het, maar soos wat dit nou maar is, het ek nou weer klomp dinge nie lekker agter mekaar gehad nie en het ek eintlik vergeet ek lei vanaand die erediens by Skuilkraans gemeente. Daar's 2 skoolkore wat kom sing en dit is so 'n bietjie 'n musiek en aanbiddingsaand. So ek wil julle sommer nooi, die mense wat gewoonlik hier aanddiens bywoon, ek sal dit op die groepie ook sit. Ons gaan vanaand saam na Skuilkraans toe. En daar gaan ons kuier. Ek lei die liturgie. En dan sal ons volgende week saam nagmaal hou. So as jy vanaand die erediens by Skuilkraans wil bywoon, dit begin so half, Marius help my, dis 5:30, nee. Begin die kerk daar, en dit sal weer 'n besonderse geleentheid saam wees. So ek nooi julle na vanaand se erediens toe, maar dis nie hier by ons nie, ons gaan saam na Skuilkraans toe. Volgende week is ons weer terug hierso. Dan is daar 'n klompie omgee dinge wat uitgespeel het hierdie week, wat ek net onder julle aandag wil bring. Ernstige beroep op julle doen. Ons het 'n klomp gebedsversoeke en ek wil regtig julle aandag net daarop fokus. Antoinette Grindling, julle ken hulle goed, die Grindlings. Sy is hierdie hele week nog in Steve Biko Hospitaal en haar gesondheid gaan op en af. Eendag gaan dit baie sleg en eendag bietjie beter. Maar ek weet hulle skakel altyd in op die e-bediening. En ek wil 'n beroep op julle doen, asseblief, kom ons bid vir Antoinette. Ons gaan nou 'n ruimte skep daarvoor. En dan het ek gehoor aan die ander van 'n baan is Dinsdag ook in hospitaal toe vir 'n CT-skandering en hulle het 'n klomp mediese probleme by haar gediagnoseer. So dink asseblief aan haar, bid vir haar. Ag, en dan is sommer 'n bietjie skoknuus. Erisha Rautenbach, dis Heinrich se vrou. Julle sal vir Heinrich ken, hy het hier by ons groot geword. Deesdae sing hy in Jan. Sy vrou is opgeneem in Groenkloof Hospitaal en na ekstrale en skanderings het hulle gesien daar's 'n bloedklont op haar linkerlong. So sy's baie jonk, maar ons wil graag vir haar ook bid. En dan vanoggend het
Chris Blignout, hulle sit altyd hier by julle, hier links voor, het my laat weet, Wilna, sy vrou, is ook in die hospitaal opgeneem. Julle sal hulle gereeld daar by die pannekoek raakloop. So neem asseblief net kennis van hierdie mense en dan gaan ek nou 'n beroep op julle doen dat ons vir hulle bid. So dit is die gebedsversoeke wat ek ontvang het. Is daar dalk iemand anders wat 'n gebedsversoek het wat ons moet byvoeg? Ernie? So die stel is ook vanoggend in die Wilgers Hospitaal opgeneem vir 2 groot prosedures, dan kan ons vir haar ook bid. En die gaan in vir oogtoetse. Ook vir toetse. Okay, ekskuus, alright. En dan gaan ons vir julle ook voorbeding doen. Alright vriende, so julle het 'n klompie name gehoor vanoggend. Julle sien daar op die bord, dis nou baie klein, maar ek het dit net eintlik daar vir my eie gedagtes geskryf. Vanoggend is die 3de Sondag in lydenstyd en lydenstyd, ek weet ek's bietjie selfsugtig, maar lydenstyd is vir my eintlik die mooiste tyd van die kerkjaar, want dit voel vir my asof daar reg 'n heilige stilte oor die kerk daal. En die fokus is net op Jesus. En die 3de Sondag van lydenstyd staan bekend as 'n koelie. Dit is die Latynse woord vir oog. En die skrifteks waarop dit gebaseer is dan uit Psalm, ek dink is Psalm 25 wat sê my oë bly altyd op die Here, want dit is hy wat my voete uit die vangnet bevry. En daarom wil ek jou vra, kom ons word net vir 'n oomblik stil. En voordat ons in die erediens inbeweeg, kom ons almal rig ons harte en ons geestelike oë op die Here. En kom ons vra net vanoggend hierdie een vraag in jou hart. Here, in hierdie ontmoeting van die gemeenskap van geloof, wat is dit wat u met my wil deel? Wat is dit wat u met my wil doen? Miskien is dit in 'n gebed, miskien is dit in 'n skriflesing, miskien is dit in ons samesang. Maar vra 'n bietjie vir die Here, waarmee is hy besig en wat wil die Heilige Gees vanoggend spesifiek aan jou, en dan gebruik ek die woord eintlik bietjie as prins, openbaar. Kom ons word net stil en kom ons bid. As julle as gesinne miskien saam wil bid, daar's 'n klomp gebedsversoeke waarvoor ons bid vir Stel, vir Eddie, vir Wilna, vir Tannie Anna, vir Irisha en Antoinette. Kom ons word stil en rig ons harte tot God. Kom almal wat dors is, kom na die water. En wie geen geld het nie, kom koop en eet. Kom koop sonder geld, sonder koste, wyn en melk. As julle aandagtig na my luister, sal julle eet wat goed is. Sal julle aan ryk kos verlustig. Maak julle ore oop en kom na my toe. Luister, sodat julle kan leef. In die woord van die Here insinueer God dat net in hom die lewe opgesluit is. Ek dink soveel kere verval ons as mense in die gewoonte daarvan om te oorleef. Ons bestaan net. Ons probeer eintlik maar net van die een dag na die ander toe strompel. En tog as mens die woord van die Here oordink, dan is dit duidelik om te sien dat God eintlik die goeie vir ons beplan. Die Here wil nie lyding op sy mense hê nie. Die Here wil jy sê ons moet lewe. Kyk net na die vrugte van die Gees, blydskap, vreugde, liefde. Al hierdie dinge is goeie dinge en dit is wat God vir ons wil hê. En daarom as ons vanoggend hier by mekaar kom, dan is dit eintlik so 'n spesiale geleentheid, want dit is ons as 'n kerk wat sê, weet jy wat, ons kom na die bron van die lewe toe. Ons kom na hom toe wat nie net 'n deel van ons lewe is nie, maar ons kom na hom toe waarin die lewe opgesluit is. En dan is dit vir my lekker om vir jou te sê, jy is nie alleen nie. Jy is hier saam met die gemeenskap van geloof, maar meer nog, die Here self is hier teenwoordig. En mag ek en wil ek jou groet. Vir jou vriend van Christus, vir julle vriendinne van God. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here
wat wonderlike dinge doen deur die krag van sy Gees. En dan sê ons almal saam, amen. Nou ja, waar is ons maatjies? Ek weet katedese is bietjie stil nou, maar ons het gesê ons beloof, in elke liewe erediens sal daar 'n plekkie wees vir julle, en ons sal altyd gereed maak vir julle. Tannie Lise en ouma Spoeg en Plak sal altyd sorg dat julle ook hier by die kerk ietsie kry waarmee julle kan assosieer en ietsie kry wat vir julle saak maak en wat julle verstaan. So kom sit, jene kyk hoe baie maatjies het kerk toe gekom. Ek wil sommer vir die gemeente vra, kom ons klap vir al hierdie maatjies hande. Hulle kom kerk toe, selfs al is dit vakansie. Hoe gaan dit met julle? Jene, ek kan sien, is dit die toetse by die skool, of hoekom is julle so hartseer? Hoekom klink julle vir my bietjie moedeloos? Gaan dit goed met julle? Was jou sussie nie mooi met jou nie? Sy sê, Alexander, onthou sissies, veral baba sissies, wil daarom net altyd jou aandag so bietjie hê. So hulle soek net liefde. Sal jy dit onthou? Hulle maak partykeer bietjie seer, maar kom ek leer jou nou, maar meeste verhoudings met meeste vroue maak gewoonlik seer, en dis maar net omdat ons nie vir hulle lief genoeg is nie. As jy vir jou sussie of vir jou mamma of vir jou vrou eendag lief genoeg is, dan sal sy jou nie meer seer maak nie, ek beloof. Jy moet dit vir pappa ook sê, as hy vir mamma lief genoeg is, dan sal sy nie met die pan agter die deur staan nie. Nee. Hoor die maatjies, ek wil vir julle 'n prentjie wys. En ek wil vir julle vra, wat sien julle op daai prentjie? Wat gaan daar aan? Is dit die bulle teen die sharks? Ja? Reggie, jy sê dadelik vir my dis die bulle teen die sharks. Hoe weet jy dis die bulle? Want daar staan bulle. Maar daar's nie bulle nie, daar staan bulle, maar wat beteken dit? Wat gaan op daai prentjie aan? Verduidelik vir my. Het julle al so iets gesien iewers? Willie Leroux het uitgeskop. Ja, hy het 'n drop goal gemaak. Willie Leroux nou net 'n drop goal gemaak. Katrijn, ek en jy is ewe de mekaar, nee. Wat gaan op daai prentjie aan? Wat dink julle? Kom ons vra, wie kan vir ons sê? Hulle waai vla. Maar wat dink julle doen al daai mense? Is hulle in die kerk? Hulle ondersteun hulle span. So dink julle daai foto is geneem by 'n rugbywedstryd? Okay. En julle sê daai mense, hulle skree vir die All Blacks. So al daai mense op daai foto skree vir die Cheetahs. Party, wie op daai foto dink julle skree vir die Cheetahs? Die ou met die oranje hemp en die een met die oranje vlag. Wie op die foto dink julle skree vir die blou bulle? Almal wat blou het. Hoe weet julle dit? Jy kan sien hulle daar blou klere, jy kan sien die vlag is in die lug en hulle skree want hulle klere. Jong, iemand het toe ek hierdie speletjie gespeel het en geoefen het op 'n stadium, toe het iemand vir my gesê jy kan sien wie skree vir die Cheetahs want hulle lyk hartseer. Maar ek het net gedink dis 'n ou simpel grappie, nê. So julle wil vir my sê, as jy na daai foto kyk, en iemand dra blou, en iemand waai 'n blou vlag, dan kan jy sommer weet, daai mens, of daai persoon, skree vir die bulle, nê. En iemand dra oranje, en iemand dra oranje vlag, dan weet jy, daai mense skree vir die Cheetahs. So hulle lyk soos die mense wie hulle ondersteun. Nou wil ek vir julle 'n snaakse vraagie vra. Ons gaan vandag bietjie praat oor wat dit beteken om God se kinders te wees. Oor wat dit beteken om 'n Jesuskind te wees, om Jesus se saak te ondersteun, nê. Soos wat, ja, nou wil ek julle vra, nê, as jy vir die blou bulle skree, dan is dit eintlik maklik, dan kan jy nou net 'n blou bil trui aantrek, dan weet almal jy skree vir die blou bulle. Hoe sal iemand weet, Alexander? Hoe sal iemand weet as jy vir Jesus skree of as jy Jesus se saak ondersteun? Kom ons vra 'n bietjie vir Anina daar agter. So jy sal 'n Jesuskind sien deur hoe hulle praat, nê, as hulle iemand vertel. Wat dink julle nog? Jy kan vir Jesus bid en die ander mense kan sien jy bid vir Jesus. Okay, so as jy jou hande bymekaar sit, pouse en jy sit op die bank en jy bid, dan sal mense weet jy's 'n Jesuskind want kyk, jy bid, nê. Wat dink jy nog? Dis nie die klere soos in rugby, dit is tyd, maar dis hoe jy in die binnekant.
So, hoor hoe mooi praat hy. Hy sê vir ons, 'n Jesuskind het nie 'n trui wat hy kan aantrek buite nie, maar mense wil kyk hoe lyk jou hart. Hulle wil sien hoe jy aan die binnekant, nê. Nee, so stem julle met my saam, sal iemand kan sien of jy 'n Jesuskind is? Sal iemand kan hoor dat jy 'n Jesuskind is? Alright, nee. So jy kyk na daai foto en jy kan dadelik sê, aha, daar loop 'n blou bil. Nou ek wil hierdie week is nou die laaste week van skool, wil ek nou vir julle challenge. Nee, ek wil hê julle moet hierdie hele week probeer. As jy daar by jou skool rondloop, moet jy dink, elke oomblik moet jy dink, hoe kan ek vandag vir die wêreld wys dat ek Jesus se saak ondersteun? Hoe kan ek vir die wêreld wys ek's 'n Jesuskind? Beteken dit, miskien as ek daar in die klas is, ek moet gehoorsaam wees. Dalk moet ek in die media sentrum 'n Bybelboek gaan uitneem. Kom ons vra 'n bietjie, wat is die media sentrum? So dis soos 'n biblioteek waar jy gaan boeke uitneem. So dan moet jy nou kies, miskien is daar vandag 'n bietjie 'n Superman boek, of miskien wil ek 'n boek lees wat ietsie vir my vertel van die Bybel, nê? Nee. Dan sal maatjies kan sien, dis 'n Jesuskind. Miskien sien jy 'n maatjie wat hartseer is. Dan kan jy langs hulle gaan sit en nie net vra hoe gaan dit nie, maar dalk kan jy langs hulle gaan sit en sê, hey, ek wil vir jou 'n gebedjie sê. Nie wat's fout met jou nie. Dit is hoekom mamas vir papas kwaad raak. Want as papas verstaan nie, as mamma hartseer is, dan moet jy nie net sê, wat's fout met jou nie. Jy moet by haar gaan sit, en jy moet haar vashou. Jy moet vir haar lief wees, nê. En beter nog, is jy okay? En saam met haar bid. Alright, maatjies, ek gaan saam met julle bid. Ek wil hê ons moet vir die hele wêreld wys, ons is Jesus kinders. So kom ons staan op ons knieë, omdat ons kniel voor God, en dan gaan ek hom aanbid, en as jy wil, dan kan jy hom saam met my aanbid. Okay, dan sê jy soos ek sê. Kom ons maak ons oogies toe, staan op ons knieë en dan bid ons. Jesus, Heilige Gees, God my Vader, U is my koning, en ek aanbid U. Ek vra vandag, dat die wêreld sien, in my woorde, en hoe ek my gedra, dat ek U kind is. Leer my U wil, laat U koninkryk kom. Amen. Alright maats, nou julle kan almal vandag saam met Anneliese gaan. Hulle het vir julle ietsie lekkers beplan daar in die spoeg en plak klas waar julle somme so op julle eie manier ietsie spesiaals gaan doen en so 'n bietjie gaan leer van Jesus se liefde en Jesus se manier. Terwyl die kinders dan uitbeweeg, gaan ons as 'n gemeente saam ons geloof bely. En ek weet die lydenstyd musiek is altyd so bietjie dieper, maar ek wil regtig jou aanmoedig om wanneer jy in die lydenstyd in die liturgie sing, nie net te luister na die musiekie, maar werklik mooi te kyk na die woorde. Want jy sal sien, dis van die mooiste lirieke wat ons in die kerk se bundel het. En ons gaan nou saam met mekaar opstaan en ons gaan ons geloof bely, wanneer ons dan sê, ons is almal Jesus van kinders van God, nie op grond van ons verdienste nie, maar ons is kinders van God, op grond van Jesus se dade. Hierdie is 'n besonderse lied waar ons sing in die woorde van lied 245, ek het vergifnis ontvang, en ek sing dankbaar my vreugdeslied. Kom ons staan op en sing saam tot eer van die Here.
Ek loof en prys U derentyd. Ek loof en prys U derentyd. En roem U groot barmhartigheid. En roem U groot barmhartigheid. O God, wat ryk is aan ontferming, weerhou genade nooit van my, maar hou my steeds in U beskerming. By U sal ek vir altyd bly. Ek loof en prys U derentyd. Ek loof en prys U derentyd. En roem U groot barmhartigheid. En roem U groot barmhartigheid. Ons skriflesing vanoggend is dan in die boek van Korintiërs. Dis 'n Pauliniese brief. En ek wil julle aanmoedig om asseblief dit ook in julle eie Bybels dan op te soek. Ons lees saam in 1 Korintiërs se 10de hoofstuk. En ek hoop sommer so met die intreeslag het jy onmiddellik so 'n bietjie lus geword om te luister wat hierdie gedeelte van Paulus se brief vir ons sê. Want ek weet vir 'n feit, as ek vanoggend vir jou gesê het 1 Korintiërs, dan het meeste van julle se instinktiewe oor iets anders gehoor. Dit is vir my eintlik partykeer hartseer dat wanneer 'n mens na die boeke van die Bybel kyk, dat sekere tekste, ek wil amper sê, die krag van ander tekste nie noodwendig wegneem nie, maar dit skyn so helder dat iets van die ander verlore gaan. Dit het my baie laat dink, ek het eendag 'n onderhoud gekyk waar Bryan Adams in gesprek was met iemand, en toe het hulle vir hom gevra, jy weet, wat is vir hom een van die grootste frustrasies van sy hele loopbaan, en toe het hy gesê, hy wens partykeer, hy het nooit Summer of 69 geskryf nie. En toe dink ek nou nogal, dis nou snaaks, want dis nou eintlik juist die lied nou wat vir hom roem verwerf het, maar hy sê wat eintlik so sleg is hy het so vroeg in sy loopbaan hierdie een treffer geskryf, en vir die res van sy lewe, ongeag waar hy kom, ongeag wat hy doen, as iemand hom sien, al wat hulle wil hoor en al waarna hulle wil luister is, sing vir ons Summer of 69. En dan sê hy, en eintlik het hy so 'n hele kanon van werk nog daar agter, maar niemand stel eers daarin belang nie. En ek dink veral met die boek 1 Korintiërs gebeur dit. 1 Korintiërs 13 is so 'n sterk teks, die teks van die liefde, dat wanneer 'n mens praat oor Korintiërs, dan is dit die eerste ding wat almal wil hoor. En ek is baie eerlik as ek sê, ek dink nie dis 'n goeie ding nie. Want ek dink as 'n mens so fokus net op 1 Korintiërs 13, dan doen jy wat ons altyd vir mekaar sê, jy nooit met die Bybel moet doen nie. As jy sonder 'n spesifieke teks amper uit die konteks waarin dit geskryf is uit. Want as jy net 1 Korintiërs 13 lees, dan dink ek nie, hoor jy regtig die hart van die boek aan Korinte nie. Want Paulus se hele motief en Paulus se hele bediening met die brief wat hy geskryf het aan die gemeenskap in Korinte, gaan nie eintlik net oor die liefde nie, maar dit gaan oor God se identiteit. En hy wil graag hê dat mense moet hulle self verstaan en interpreteer, juis in die lig waarin God hulle geskep het. En 1 Korintiërs 13 is hierdie wonderlike brief, hierdie wonderlike gedeelte van 'n brief wat vir ons sê hoe God se liefde lyk. Maar die res van die boek gaan eintlik oor my en jou. En dis belangrik om voordat jy dit lees, so ietsie te verstaan van die wêreld waarin dit geskryf is. Want hierdie Korintiërs gemeenskap was 'n regte, egte wêreldstad gewees. Dit was nie deel van die Jodendom nie, dit was nie deel van die Israel kultuurgeskiedenis nie, dit was hierdie Griekse stad, hawestad, waar mense handel gedryf het. Dit was 'n besige plek, dit was, jy kan nou self dink, as jy net dink aan vandag se groot stede, en al die konsepte, al die filosofie, al die idees wat in stede bedryf word, hoe dit sou gewees het in die antieke tyd, hierdie was 'n absolute mengpot gewees van gedagtes. In Korintiërs kom mense bymekaar en hulle filosofeer oor die lewe, hulle filosofeer oor godsdiens, hulle filosofeer oor die staat van die gode en die staat van die mens. Dis 'n wonderlike plek waar mense 'n klomp idees met mekaar wissel. Maar soos wat dit is met stede en soos wat dit is met mense, vind jy nie net die beste daar nie, maar ook die slegste.
En in hierdie hawestede, hierdie handelsstede, is dit gewoonlik die plekke waar misdaad en sedeloosheid hoogtyd vier. En daarom is dit interessant dat wanneer Paulus hierdie brief, en dis wat dit so ongelooflik treffend maak. Want jy kan nou self dink, in hierdie groot handelsstad, waar alles beredeneer en waar alles gekoop word, veral dan ook die liefde fisies gekoop word, kom Paulus en dan sê hy, maar ons is eintlik anders, ons is eintlik uniek, God is waaragtig, liefde, en hy vra meer van ons. En dis in daardie lig wat as jy 1 Korintiërs 10 lees, 1 Korintiërs 13 eintlik eers sin maak. En daarom hoop ek jy is baie opgewonde om saam met my, ek was baie opgewonde om hierdie voorbereiding te doen, maar ek hoop jy is opgewonde om hierdie teks te hoor. Want ek weet vir 'n feit, as ek vanoggend vir jou gevra het, wat staan in 1 Korintiërs 13, sou meeste van julle vir my antwoord gehad het. Ek wonder wie sou 'n antwoord gehad het as ek vir jou gevra het, wat staan in 1 Korintiërs 10. So met dit in gedagte, kom ons sit net so, ons gaan saam met mekaar bid. Dis 'n epiklese lied, 'n sagter lied. Ons gaan net een versie sing, want dit is 'n gebed, so ek wil regtig hê dat u asseblief sal let op die woorde, want dit is so 'n aangrypende melodie wat sê, Jesus, u is die middelpunt van my verlange. Ek het vanoggend begin, toe ek vir jou gesê, vra vir die Gees van God, wat wil hy aan jou openbaar? Jy is nou by sy woord, jy is besig met sy woord. Sê vir hom, hy is die anker en die fokus van jou hele hart. Kom ons bid tot die Here. Terwyl die sanggroep dan gaan sit, gaan ons dan iets lees van daardie diep bedorwe aarde. En wat Paulus in hierdie konteks vir hulle wil sê. En die rede hoekom ek baie breed glimlag, is omdat ek regtig baie opgewonde is om Paulus se preek met julle te deel, ten spyte van die feit dat ek dink dit teologies een van die gevaarlikste maniere is waar jy met die skrif kan omgaan. Paulus preek aan die gemeenskap in Korinte. En soos 'n goeie teoloog, soos 'n goeie dominee, gebruik hy 'n bronverwysing, gebruik hy 'n basisteks. Die manier hoe hy met dit werk is baie gevaarlik en tot vandag toe nog op universiteite sal meeste ou en Nuwe Testamentiese professors vir jou sê, jy mag nooit so met die Bybel werk nie. Maar nou ken ons almal vir Paulus baie goed en weet ons, hy steur hom aan min dinge. En nooi ek julle nou uit om te sien hoe Paulus preek. Paulus sê, broers, ek wil julle daaraan herinner dat ons voorvaders almal onder die beskerming van die wolk was en almal veilig deur die see gegaan het. Omdat hulle almal vir Moses gevolg het, is hulle almal in die wolk en in die see gedoop. Almal het dieselfde geestelike voedsel geëet. En almal het dieselfde geestelike drank gedrink. Hulle het gedrink uit 'n geestelike rots, wat met hulle saamgegaan het. Hierdie rots was Christus. Tog was God met die meeste van hulle nie tevrede nie, want hulle het in die woestyn omgekom. Hierdie dinge het gebeur as voorbeelde vir ons, dat ons nie soos hulle deur ons sondige begeertes ons moet laat dryf nie. Julle moenie afgodsdienaars word nie, soos sommige van hulle oor wie daar geskrywe staan. Die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan en hulle aan uitspattighede oorgegee. Dis die inleiding van Paulus se preek. Waartoe dink julle is hy op pad?
Kom ons doen dit. Weet julle wat vir my lekker vanoggend hoef ek nie te preek nie. Al wat ek vanoggend hoef te doen is ek moet saam met julle dink hoe Paulus met die skrif en met die gemeenskap in Korinthe werk. So as ek nou vanoggend hierdie stelling hier gemaak het, en dis hoekom ek dit 'n bietjie op die bord los. Ek weet dis klein, maar daarom het jy dit ook in jou eie Bybel voor jou. As hierdie vanoggend die eerste woorde was wat ek vir jou gesê het, sê bietjie vir my, waaroor dink jy gaan die preek? Ek meen julle doen dit tog. Ek is oortuig daarvan as jy Sondagoggend in die kar klim, as jy klaar na 'n preek geluister het, ek doen dit as Hannes preek, dan vra jy vir jouself, ag, wat wou die ou nou vandag eintlik vir my gesê het? Nou hier het Paulus nou weggetrek. Wat dink julle wil hy vir julle sê? Waaroor dink julle wil hy preek? Hulle uitspattige lewe, nê. So Louisa, mense kan sien jy het al baie preke geluister. Jy het 'n hoe sê die Engelse, jy het 'n distinguished ear, nê. Jy kan dadelik, Louisa is 'n ou preekluisteraar. Sy kan dadelik hoor waar hierdie ou wil praat. Ek meen, ja, dis dalk bietjie moeilik om vinnig te sien, maar jy kan agterkom Paulus wil met die mense in Korinthe praat oor hulle uitspattige lewe. Nou ek hoef nie in die griesame detail in te gaan nie, maar jy kan self dink, hoe het dit in die antieke tyd in so 'n groot handelsstad gegaan? Ons weet byvoorbeeld dat die gemeenskap in Korinthe eintlik bekend was vir sy prostitusie en sy dienste wat hulle daar gelewer het. Mense het van ver af spesifiek gegaan om die liefde daar te gaan koop. Dit is hoekom 1 Korintiërs 13 eintlik so 'n aangrypende teks is, wanneer Paulus vir hulle sê wat ware liefde is. So Korintiërs, kan jy nou maar in vandag se taal sê, is amper soos die Las Vegas van die antieke tyd. Mense het so toe gegaan, juis om hulle self oor te gee aan enige en alle begeertes. So dit maak nou nogal sin dat as Paulus hier gaan preek, sy preek gaan oor uitspattige leefstyl. Nou kom ons doen dit, julle, asseblief, ons is mos gereformeerde teoloë. Ons is almal hierso, moet mos krities luister na preke. Dis wat ons kerk so uniek en spesiaal maak. Ons kom in ons kerk in as gelykes. Ons het nie pouse en hoogheiliges, mense wat amper die stem van God vir ons moet versinnebeeld nie. In ons kerk is almal gelyk. As ek iets sê, en dit het al hier gebeur, waar 'n klein dogtertjie dan vir my sê, maar dominee, jy lieg. 'n Muur is mos nie swaarder as 'n olifant nie, dan het sy haar stem. Nou wil ek vir julle vra, Paulus wil preek oor die uitspattige leefstyl van die mense in Korinthe. Hoe interpreteer? Kom ons gee 'n bietjie kritiek. Wat se kritiek het julle sover op wat hy gedoen het? Wat se teks het hy gebruik? Waarna verwys hy? Wanneer hy nou vir hulle sê hulle moenie uitspattig wees nie, dan gebruik hy sy Bybel. Wat gebruik hy? OK. Wat se jy nou vanoggend die uitstap en vra, wat was die teksvers, dan gaan jy nou kan sê dis Korintiërs. Wat gebruik Paulus? Ek hoop vanoggend julle kom bietjie agter hoe luister ons na preke as teoloog. Hy gebruik 'n teks. Daar is verwysing na die Bybel. Wat 'n verwysing? Ou Testament, né? OK. So julle stem met my saam. Paulus wil vir die mense in Korinthe sê, moenie so uitspattig lewe nie. En hy wil dit natuurlik, want hy's 'n teoloog, uit die woord van God bekragtig, so hy gebruik die Ou Testament. Hy gebruik 'n paar voorbeelde uit die Ou Testament uit, soos die wolk en die vuurkolom. Hy gebruik die see, hy gebruik die rots. Nou wil ek vir julle vra, wat is skokkend? Ek wil vir julle sê, nê? En ek weet nie, ek is so bly Hannes is hier want hy kan my help. Ek wonder wat met my of hom sou gebeur het op universiteit as ons die Bybel gebruik soos wat Paulus die Bybel hier gebruik. Want julle sien, hy doen amper 'n tipologiese preek, né? Nou dit beteken hy gebruik nie 'n metafoor as 'n verwysing nie. Hy sê die metafoor is jy. Hy gaan letterlik, né? Ons almal en die hoorders hier ken die storie van Israel in die woestyn, maar hy sê nie net vir hulle, hoorie julle, soos wat die Here die volk met die vuurkolom en met die wolk gelei het, moet julle toelaat dat God julle lei nie. Hy sê reguit vir hulle. Hy begin amper met 'n skokkende stelling. Hy staan in 'n Griekse stad, hy praat met wêreldse mense en hy begin deur te sê, ons voorvaders is in die woestyn
deur die wolk gedoop. Hy sluit sommer onmiddellik almal in. Hy sê vir elke Griek, Romein, Jood, Samaritaan, enige een wat voor hom is, hoorie, daai storie in die Ou Testament is in elk geval klaar jou storie ook. En dan neem hy radikale teologiese spronge. Dan sê hy vir hulle, daai rots in die Ou Testament, waar uit die water gekom het. Ons weet mos wie daai rots is. Nee, wie? Jesus. Julle? Kom ek vertel julle een van my interessantste ondervindings op fakulteit. Ek is so in die middel van my 3de, 4de jaar diep in Grieks en Hebreëus vasgevang en ek werk in die gemeente. En soos dit nou is, kom jy op verskillende plekke uit. En op 'n stadium kom ek by iemand uit en hy sê vir my, hoorie Van Wyk, ek hoor jy swatologie. Ek sê vir hom, ja, swatologie. Hy sê jy bietjie vir my, dink jy 'n swart mens kan in die hemel ingaan? Nou wil ek vir jou sê, ek kom van die Vrystaat af en soos ek sê, ek is nie baie skerp nie. En dinge kan my gereeld en voortdurend die mekaar maak. Nou sê ek vir hom, ek is tog seker, hulle gebede en my gebede is dieselfde. So ja, ek dink so. Hy sê, nou sê my bietjie, wat maak jy met die teks wat sê die ongekroonde dier? Jy gesien 'n swart mens het nie 'n kroontjie nie. Nou wil ek vir jou sê, hier vandag kan ons vir mekaar sê, dit is eintlik mos totaal vergaande. Maar vir 'n jong ouetjie wat nou net in die kweekskool is en nou nog nie eintlik lekker sy voete in 'n gemeenskap gevind het nie, moet ek nou vir julle sê, het ek nou op 'n oomblik met 'n klomp vrae en 'n klomp onsekerheid met my gesit en ek moes in my kar klim na my woonstelletjie hier na oom Marieke toe gekom het en ek moes nou vir myself gesê het, okay, wat het nou net met my gebeur? En toe sit ek daar en ek besef, okay, maar hier's 'n ou wat 'n opinie het oor 'n kontekstuele ding, want hy bly in Suid-Afrika en reg of verkeerd, hy het 'n klomp ervarings en hy het 'n klomp belewennisse, maar hy vat nou 'n woord, hierdie spesifieke woord, die ongekroonde, en hy pas dit toe op 'n fisiologiese verskynsel wat ek nie eers weet of dit waar is of nie, maar hy trek dit deur na die Bybel toe en hy vat al hierdie stukkies wat hy dink vir hom sin maak en hy bou iets. As daai selfde persoon vir my wat nou 20 jaar later in die bediening is, daai selfde stelling sou maak, sou ek gesê het, kom ek help jou net gou, hoekom sou predikante nie so met die woord werk nie? In die eerste plek, weet ons nie of die Hebreëse woord vir ongekroon en die fisiese verskynsel van iemand wat nie 'n kroontjie in sy haarlyn het, dieselfde ding beteken nie. So net deur weg te trek, neem jy 'n radikale taalsprong. In die tweede plek, wil ek nou vir jou sê, as jy jou navorsing bitter mooi gaan doen, dan kan ek nie vir jou heeltemal waarborg of Jesus westers en wit was nie. So bo en behalwe jou taalfoute, maak jy enorme kontekstuele en kulturele spronge. Jou teologie is waterig. As ek so sou werk vandag, moet ek vir julle sê, sal ek hierdie preek van Paulus skokkend vind. Paulus staan in Korinte en hy sê, hey, wanneer die Ou Testament praat van die rots wat water gee, daai rots is Jesus. En wanneer die Ou Testament sê, die volk loop onder die wolk en in die vuurkolom, daai wolk en daai vuurkolom is ons almal en ons is gedoop. Ek dink meeste opgeleide teoloë sou as Paulus hierdie preek begin preek het, 10-1, as hulle nie opgestaan het en kapsie gemaak het nie, 10-1 opgestaan het en geloop het. Nou wil ek weet, jy gaan nou van my sê, okay, maar Van Wyk, waarheen is ons dan op pad? En daarom wil ek graag die tweede gedeelte saam met jou lees. Paulus sê dan, en hier's waaroor dit vir hom gaan. Hier's wat hy eintlik wil sê, en hy werk 'n bietjie op 'n vreeslike onverantwoordelike manier met die Ou Testament, maar hier's wat hy wil sê. Laat ons ook nie onsedelikheid pleeg nie, soos sommige van hulle onsedelikheid gepleeg het. En op een dag het daar 23.000 omgekom. Laat ons Christus nie uittart nie.
Nou as ek na Paulus se preek geluister het, sou ek hierdie stukkie in sy preek gehighlight het, want ek dink, dis wat Paulus wil sê. Laat ons Christus nie uithard nie. So sommige van hulle hom uitgetard het, en hulle het deur slange omgekom, en moenie teen God in verset kom nie, so sommige van hulle in verset gekom het, en hulle het deur die engel van die dood omgekom. Hierdie dinge het oor hulle gekom as 'n voorbeeld vir ons en is opgeskryf as 'n waarskuwing vir ons wat die einde van die tye sal beleef. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Ek wil myself vir 'n sekonde hier onderbreek en met julle die waarheid praat. Dit is een van die moeilikste dinge om te doen, is om 'n preek voor te berei. En kom ek sê vir julle hoekom. Want in ons skool waar ons groot geword het, word daar vir ons keer op keer gesê, jy kan nie onverantwoordelik met die Bybel omgaan nie. En ek verstaan hoekom dit so is. In ons kerktradisie, is ons baie versigtig en baie bang vir mense se opinies. En kom ek help jou net vinnig om dit te verstaan. Hoekom? Want mense is nie miskien nie, nie dalk nie, mense is verseker Sondag. Jy moet die kerk verstaan waarin jy sit vanoggend. Ons is gebore, ons is ontstaan uit 'n ruimte uit waar mense gesê het, hoorie maar, gee my die Bybel en sê vir my net wat die Bybel sê. Moenie vir my sê wat jy dink nie, moenie vir my sê wat jou opinie is nie, moenie vir my sê wat jy glo nie. Ek het die Heilige Gees en ek kan my Bybel lees en as ek weet wat die Bybel sê, dan het ek die waarheid. En ek dink op hierdie stadium in die geskiedenis van die kerk, tel dit so bietjie teen ons. En kom ek sê julle hoekom. Meeste van die tyd sê die Bybel nie wat ek wil sê nie. Ek hoop julle het dit gehoor vanoggend. As ek hier kon staan en vir julle van Wyk Fischer se opinie gee, van Wyk Fischer se gevoel, hoe ek voel oor rasse, en hoe ek voel oor ekonomie, en hoe ek voel oor huwelike, en hoe ek voel oor ouerskap. Yes, ek wonder of ek vir julle kon sê met hoeveel oortuiging ek kon praat. Want dit is my opinie. As jy wil weet of iemand se opinie gewig dra, gaan vra vir 'n Bloubil ondersteuner om iets goed oor die bulle te sê. En hy gaan dit vir jou maklik en met oortuiging en met baie entoesiasme sê. En dan sodra hy klaar gepraat het, dan vra jy vir daai selfe Bloubil ondersteuner om vinnig vir jou iets goed oor die cheetahs te sê. Dit gaan nie meer so maklik kom nie. Hy gaan nie heeltemal met soveel oortuiging en entoesiasme vir jou sê hoe groot en hoe sterk en hoe wonderlik die losvoorspelers van die cheetahs is. Want dit is nie in sy hart nie. En in ons kerk hou ons so vas aan die woord van God. En het julle en ek die werk om nie net krities nie, maar ongelooflik geestelik krities te soek na die woord van God, dat ons altyd sal versigtig hou vir mense en hulle opinies. Maar die probleem is, in die moderne konteks wil mense opinies hoor. Dis hoekom Donald Trumps mag verwerf, dis hoekom Jacob Zuma's populêr word. Ons hou van die manne wat weet wat hulle glo en weet wat hulle sê. Dis lekker as iemand seker is. Die probleem is, dis net lekker vir so lank as wat daai persoon seker is, hy is 100% reg. Want sodra sy tekortkominge of foute ontbloot word, dan het ons almal agter die valse dwaalleraars aangehardloop in die sonde in. In ons kerk, glo ek met my hele hart, is die belangrikste ding wat ek elke Sondag moet doen, is ek moet probeer om te onderskei tussen Van Wyk se wil en God se wil. Van Wyk sal vir jou net wil sê, man, alles is goed en reg en jou sonde is vergewe, jy hoef voor niks te worry nie, lewe 'n lekker lewe, as jy gedoop is, het jy die waarborg, go for it.
Maar ek dink, die woord van God sê vir ons, God vra meer. Paulus sit met dieselfde probleem as ek. Paulus is in Korintiërs. En weet jy wat? Stap saam met my in die strate in. Kyk hoe lyk dit waar mense hulle self oorgee aan dobbelary, waar mense hulle self oorgee aan sedeloosheid, waar mense hulle self oorgee aan haat. Kyk hoe lyk dit in 'n wêreld waar mense so fokus op die verskille tussen hulle, dat die Romeine vir die Grieke sê, julle fokus net op die verstand en ons wil fokus op die liggaam. En die Israeliete vir die Romeine sê, maar julle fokus so op die liggaam, julle het heeltemal vergeet van goddelikheid. Maar daai selfde Jode vir die Samaritane sê, God het niks met julle te doen nie. Kyk hoe lyk 'n wêreld waar mense se opinies regeer, en ek beloof jou, jy sal 'n stikkende wêreld sien. En Paulus staan in daai stikkende Korintiërs, en hy wil vir hulle sê, julle moet nie soek na julle eie wil nie, julle moet soek na God se wil. En hy probeer alles in sy vermoë. Hy gebruik elke brokkie kennis wat hy het, om hulle te lei na 'n waarheid toe. Doen hy dit op die regte manier? Ek weet nie. Maar ek wil nou vir jou die opsomming lees van Paulus se preek. En hierin glo ek. As ek 1 Korintiërs 10 luister, dan dink ek, "Sjoe, Paulus, ek weet nie of dit verantwoordelik is om te sê Jesus is die rots in die woestyn nie. Want die rots in die woestyn was Moses se. Paulus, ek weet nie of dit verantwoordelik is om te sê die wolk en die vuurkolom is ons doop nie, want Jesus het ons geleer die doop is in die Heilige Gees. Paulus, ek weet nie of jy verantwoordelik werk met die Ou Testament nie, maar ek hoor jou hart. Jy sien 'n stikkende wêreld en jy het 'n boodskap. En hierdie is die boodskap. Moenie vir Christus uithard nie, en dan kom die trefvers, want dan sê hy, daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan nie, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy die uitkoms ook gee, sodat julle dit kan weerstaan. Nou, ek het vandag baie gepraat oor ons opleiding, maar ek kan so goed die eerste proefpreke onthou van my lewe. En ek wens so, ons kon eintlik elke liewe Sondag, as 'n hele gemeente saam, net elke keer vir mekaar sê, dis 'n proefpreek en kom ons soek, want as 'n predikant sy proefpreek doen, dan is daar 'n hele taakspan mense wat na die tyd vir hom in die konsistorie wag. En as hy daar inkom, dan sal hulle vir hom sê, "Van Wyk, jy het nou 'n bietjie daar weggetrek en jy het na die ding verwys. Ek dink nie dit was heeltemal verantwoordelik nie. Ek dink jy het bietjie onkontekstueel hier gewerk. Daar was jou feite verkeerd. En dan moet ek vir jou sê, gewoonlik op daai stadium dan voel jy so laag soos wurmbollie. En dan neem die gesprek altyd 'n wending. En dan sal een van die ouer, slimmer professors dan sê, maar, toe het jy dit gesê, en jy het hieroor gepraat, en jy het dit so verstaan, en dit maak sin. Nou, as ons vanoggend as 'n gemeente saam na Paulus se proefpreek geluister het, dan kon ons vir hom gesê het, Paulus, daar aan die begin, dit was bietjie gevaarlik. En ons mag dit doen, want ons is gereformeerde teoloë. Ons weet mos, die Heilige Gees is in jou en in my. Ons moet altyd by mekaar soek, waar 2 of meer is. Maar dan die wonderlike ding, en ek sê dit met my hele hart, as ek met Paulus moes praat, sou ek sê, Paulus, hierso, praat jy waar. Want wat is die antwoord julle? Kom ek vra julle eerlik, wat is die antwoord op die sedeloosheid en die sondigheid en die gebrokendheid en die verlorendheid van die mens? Ek kan mos nie vandag na julle toe kom met goedkoop teologie nie. Ek mag nie vandag hier staan en sê, ons moet nou beter wees, omdat die wolk in die woestyn ook ons wolk is nie. Jy gaan weet ek lieg, want dit beteken niks. So nou vra ek jou, wat is die waarheid? Doen ons goed, julle? Is ons lewe heilig? Kom ons doen dit, ek gaan dit nou doen. Kom ons gaan net na daai prentjie toe. Ek weet nie, Beiers, jy was gisterand by Loftus. Hoe gaan dit daar, my vriend? As ons luister na ons paas se taal, as ons kyk na ons moeders se optrede, as ons kyk na die toestand van ons huwelike en ons vriendskappe, as ons die statistiek gaan lees oor drank en middelmisbruik, julle doen ons beter of slegter as Korintiërs?
As ons net ons ore leen vir ons politikuste en hoe hulle haat en isolasie skree, spoeg, doen ons beter of doen ons slegter? Ek dink ons is maar nog net steeds daar. En dan wil ek vandag die een deel van Paulus se preek, wat ek dink Gods geïnspireerd is. Wees beter. Ek wil vandag vir julle as 'n kerk sê, en vir myself sê, kom ons hou op om Christus te tart. Waar ons vir hom sê, gee vir ons al jou genade, maar los net ons lewens uit. Gee vir ons al jou vryspraak, maar moenie kyk wat ek doen as die son sakkie. Dis mos nie reg nie. En dan gaan ek vir julle vra, dis my preek vir myself, ek wil beter wees, ek wil meer wees, ek wil getrouer wees, ek wil ophou om die Here te tart. Nou vra ek julle, hoe doen ons dit? Want dis die belangrikste deel van enige preek, dis die hermeneutiese brug. Dit is hoe ons iets wat in die verlede gebeur het, na hierdie wêreld toe bring. Ek moet vandag vir jou vra, hoe doen ons dit? Wat is die antwoord? En hier, ek wil vir julle sê, hier raak ek raak so opgewonde. Want ek sien nie die twee magte in stryd met mekaar. Ek sien die mag van die wêreld en ek sien die mag van God en hierdie twee goed stem nie ooreen nie. Kom ek vra jou die maklikste vraag wat ek jou vanoggend gaan vra. Hoe kan jy versoeking weerstaan? Want ek hoor julle, jy gaan vir my sê, jene maar van Wyk, as die WP daai bal so vinnig paas, en dan klop jou hart so vinnig, en as hulle hom dan aanslaan, nee ou Jacques, dan gebeur daar iets in ons gemoed, wat dit bietjie moeiliker maak om bly te wees. Dan gooi ons die remote, want nou is ons kwaad. Jy gaan vir my sê, ag van Wyk, ek staan elke oggend op, en dan sweer ek gaan nooit weer kwaad word nie, en as ek net in die driveway links draai, en daai bussie verby my jaag, dan hoor ek hoe gaan my woord. Ek sweer ek gaan nooit weer vloek nie. Ek sweer ek gaan nooit weer my oog laat dwaal nie. Ek sweer ek gaan nooit weer 'n doppie drink nie. Nou, hoe? En dan wens ek kan vir julle sê, hoeveel keer het mense al voor my gesit en gesê, ek kan nie die versoeking weerstaan nie. Wat is die antwoord? Wat is die kerk se antwoord? Wat is Paulus se antwoord? Help my julle is ook in die kerk. Gebed. Oei. Ek dink gebed, nee, wat 'n wonderlike kragtige wapen. Moeilik om met jou oë oop te bid in die verkeer as die taxi in die geel baan verbykom. Ons bid, maar ek wou nou hoe ons bid. Ek sukkel met daai gebede baie. En ek's eerlik. Wat is die antwoord? Hoe gaan ons beter wees? Hoe gaan ons die versoekings weerstaan? Paulus gee die antwoord. Ek wil dit vir julle wys. Wat is vir julle interessant van die heel laaste sin in sy preek? Hy sê daar, hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Waar verskil Paulus se sinstruktuur van myne, wat ek jou nou net gevra het? In een opsig, in een baie belangrike opsig. En ek gaan terug na hierdie foto toe. Ons is nie individue nie. Ek gaan dit weer vir jou sê. Paulus skryf nie daar, jy sal nie bo jou kragte beproef of versoek word nie. Paulus skryf daar in die meervoud, julle. En kom ek wys vir jou die foto, want is hier waar ek hierdie ding begin verstaan het. Weet jy wat? Jy kan nie versoekings weerstaan nie. Jy kan nie beproewings weerstaan nie. Elke sondagoggend wat ek hier staan, kom daar niks nuut uit my mond uit nie. Al die wysheid, al die insig wat ek het, is gesteel of geleen. Hierdie man wat hier sit, sy naam is Cesar D'Almeida. Ek het eendag by hom gesit en hy het vir my iets vertel. En dis die beste opsomming wat ek in my lewe gehoor het vir hierdie preek. Cesar is 'n Portugees en hy kom van Portugal af en hy sê vir my, weet jy van Wyk, wat is die probleem met julle lot Afrikaners? Nee, Cesar? Hy sê, julle lot het gaan staan en 'n gesin uitgedink. Hy sê vir my, wat is 'n gesin? Hy sê, waar ek groot geword het, het so ietsie bestaan nie. Daar was net 'n familie. 'n Ouma, 'n oupa, 'n grootouma, 'n grootoupa, ooms en tannies, boeties en sissies, kinders en kleinkinders.
Hy sê hele lot Afrikaners wat julle so wegtrek van ma en pa en jou eie plaas huisie gaan bou en nou hier in jou eie hoekie is. Hy gebruik 'n voorbeeld, 'n kragtige voorbeeld. Hy sê waar gesinne bly, kan die gebrokenheid, die sonde seevier. Daar kan 'n man sy vrou slaan, want hy is die man. Daar kan 'n volwasse mens 'n kind boelie, want hulle het die mag. Ouers kan te veel skree. Hy sê, maar waar ek groot geword het, as jy het hard op jou kinders geskree, dan jou ma van bo af afgekom. En gesê, jy raas te veel met die kinders, hou op. As jy by die pa is, een aand te veel dronk by die huis aangekom het, dan het jou grootouma van oorkant af oorgestap gekom en gesê, jy syp heeltemal te veel, stop dit. Die gemeenskap pas mekaar op. Ons geloof is 'n gemeenskapsgeloof. Ons is gemaak om in verhouding te leef en dis hoekom die sukses en die ware lewe gesetel is in verhouding. As ons individualiteit probeer behou, sal dit ons vernietig. En wat leer die wêreld ons? Wat is die kreet van die wêreld? Niemand mag vir jou niks sê nie. Jy is die middelpunt van die samelewing. Jy is die middelpunt van jou bestaan. Jy moet self besluit. Maar weet jy wat, as jy gaan besluit, dan is die kans dat dit gaan goed wees eintlik baie sleg. Ons het vanoggend begin met 'n teks, hierdie aanvangswoord, en ek wonder of julle die liturgie lees, want dis regtig beplan julle. Die eerste woorde wat ons vanoggend in hierdie kerk gesê het is, kom almal wat dors is, kom na die water. Wie geen geld het nie, kom hiernatoe, kom koop en kom eet. Kom sonder geld, kom sonder koste. Hier's wyn en hier's melk. As julle aandagtig, en daai my is met 'n hoofletter, dis nie my nie, as julle aandagtig na hom luister, dan sal julle eet wat goed is. Dan sal julle aan ryk kos verlustig. Maak julle ore oop en kom na hom toe. Luister sodat julle kan leef. Paulus staan in Korintiërs en hy sê vir hulle, julle moet saam die versoekings weerstaan. Ek beloof jou, as ons 5 vriende is, wat om 'n koffietafel sit, en een van daai vriende sê vir my, Van Wyk, ek is versoek. Ek het 'n probleem in my lewe. En hier's my dinge. Ek worstel met dit. Ek wil dit. My lyf, my liggaam, my instink soek dit. En daar sit 5 mans van God saam met hom aan daai tafel. Kan ek julle beloof, sy advies, sy raad en sy leiding sal reg wees. As daar 5 vroue van God om 'n tafel sit, en een kom en sê, weet jy, my gemoed is hier. Dis wat my hart nou voel. Dis wat ek ervaar. Dis hoe ek hierdie situasie interpreteer. Dis wat ek beleef. Wat bid julle vir my? Wat spreek julle in my lewe in? Dan sal ons gesond word. Ek is in my hart oortuig van 'n paar dinge. Ek glo, God het ons geroep om meer te wees. Ek glo met my hele hart, individue kan dit nie doen nie. Maar ek weet dat gemeenskappe van geloof, mans, vrouens, oupas en oumas en kinders wat mekaar versorg, wat mekaar tig en wat mekaar lei, die antwoorde het. Weet julle wat vir my die mooiste ding van hierdie gedeelte? Dis vir my die mooiste ding van ons kerk. En dis hoekom ek nooit sal gaan nie. Hierdie is die een plek waar ons mag stikkend wees, julle. Hierdie is die een plek waar ons vir mekaar moet sê, ek kan nie. Sal julle. Hoekom doen ons dit nie? Is ons egos so groot? Is ons arrogansie so voortvarend? Almagtige Vader, Heilige Gees, Here Jesus Christus. Jesus, ek dink nie U was die rots wat Moses geslaan het nie. Maar ek weet dit was U krag wat die water laat uitkom het. Heilige Gees, ek weet U was in die vuurkolom en in die wolk wat voor die volk gegaan het
Maar ek dink dat toe ek in U gedoop is, dit meer betekenis gehad het. En daarom kom ek vandag in hierdie gemeenskap en in hierdie ruimte, en ek kom bid saam met my vriende en my vriendinne in geloof, saam met my geestelike broers en susters. En Here, ek kom staan skuldig voor Paulus se preek. Want nie net ons gemeenskap nie, maar ook my eie lewe is gebroken. Is stikkend voor U. Ek wil 2 gebede bid, en ek wil begin deur te sê, dankie Here, dankie dat ek dit nie vir hulle, of vir U hoe weg te steek nie. Maar dat ek elke Sondag in hierdie kerk 'n geleentheid het om my skuld te bely. Om hier te staan en te sê, voor U wet, Heer, staan ek skuldig. Dankie Here, dat ek hier kan eerlik wees. Maar in die tweede plek, Here, wil ek myself nie net in my skuldbelydenis en in U genade verdiep nie, maar wil ek 'n belydenis van geloof kom aflê en sê dat ek wil deel wees van die genesing. Ek wil deel wees van die versoening. Ek wil in my familie en in my vriende se lewe ook 'n inspraak maak. Here, ek wil ook sien dat hierdie gebrokendheid, hierdie hopeloosheid, die moedeloosheid, dat hierdie dinge in ons gemeenskap minder word, nie meer nie. Ek wil ook deel wees van 'n gemeenskap, Here, waar ouers met meer verdraagsaamheid en met meer liefde hulle kinders lei. Ek wil deel wees van 'n gemeenskap waar armes raak gesien word en opgehef word. Ek wil deel wees van 'n gemeenskap waar mense gesond word. En ek weet, Here, dit kom nie van self nie. En daarom kom vra ek vandag dat my stem ook 'n stem van vele stemme sal wees. Dat ek sal toelaat om te sê wat ek sien, maar ook te hoor wat ander sien. Ek glo in die gemeenskap van die heiliges. Ek glo in die vergifnis van sonde. Amen. Hierdie is nie maklik nie, julle. Maar ons het nodig om na mekaar te kyk. Diep te kyk. En ons het nodig om te praat. Maar meer nog, ons het nodig om te luister. Sê wat jy sien. En hoor wat gesê word. Ons gaan opstaan, en ek weet die lied voel dalk vir jou so bietjie swaar, maar dit is eintlik 'n aangrypende melodie wanneer ons skuld dan nou vanoggend hier voor die Here bely. Dan gaan ons sê, Here, op 'n geestelike vlak, maar ook op 'n fisiese vlak, het U die prys kom betaal vir elkeen van my sondes. En jy gaan sien, die lied neem dan 'n wending na die einde toe, waar ons dan sê, maar maak my deel van U versoening. Maak my deel van 'n gemeenskap. Maak my deel van U koninkryk. Kom ons staan op en dan bely ons geloof, ons skuld so voor die Here, en dan ontvang ons sy seën. Verlate van die vriend.
swerwe, die troos sal ek behou, dat as ek eenmaal sterwe, ek eiland die aanskou. In Psalm 63 sê die skrywer, U troue liefde is beter as die lewe. U was en is vir my tot hulp. En dan hierdie gebed, mag ons in die skadu van U vlerke leef en jubel. In God is ewig, maar ook ware lewe. In God is krag. Ons is nie hopeloos nie en ons is nie oorgelewer nie. Mag jy hierdie week weet en onthou dat die genade van ons Here Jesus Christus ons vrygekoop het van elke sonde las. Dat die liefde van God ons Vader ons onderhou en ook tot mekaar dryf. En dat die gemeenskap van sy Heilige Gees 'n band tussen God en ons word, waarin ons waarlik kan leef. As gemeenskap saam 'n koppie tee.